Goeiemôre, ons praat steeds oor dinge wat nie Jesus of die Bybel gesê het. Jesus en die Bybel sê jy moet vergewe. Maar sê die Bybel ooit ons moet vergeet en vergewe? Dis nou die ou Afrikaanse liedjie wat ons almal goed ken, wat dit so mooi sing. Wat sê, en ek weet nou nog nie wat hierdie blou bulle met hierdie liedjie uit te waai nie. Miskien is dit omdat hulle so vergifnis nodig het so nou en dan. Dit sing, liefling kan ons nie maar vergeet en vergewe. Die Bybel sê baie oor vergifnis, maar die konsep van vergewe en vergeet word nie altyd op dieselfde manier bespreek soos ons almal dit vandag soms verstaan nie. Die eerste belangrike beginsel vandag, bo alles wat ons nou gaan sê, is dat ons moet vergewe. Dat ek en jy daaroor geen keuse het nie. Daar is geen twyfel daaroor nie. In die Onse Vader gebed maak Jesus dit baie duidelik, dat ons nie kan aanspraak maak op vergifnis vir onsself, wanneer ons nie ander kan vergewe en nie bereid is om ander te vergewe nie. En daarom sy woorde wat sê, vergewe ons skulde of ons sonde, soos wat ons skuldenaars vergewe. Ons moet in wese dus vergewe, sodat ons vergifnis kan ontvang. En ons moet vergewe soos God vergewe. Jesus leer ons om ander te vergewe, selfs herhaaldelik. Matteus 6 vers 14 en 15 sê, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Efesiërs 4 vers 32 sê, wees vriendelik en vol medelee teenoor mekaar en vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. Vergewe beteken egter nie om te vergeet nie. Die Bybel sê nêrens eksplisiet dat ons moet vergeet nie, maar dat ons nie wrokke moet hou of vergelding moet soek nie. As ons dood eenvoudig vergeet van diefstal, sal ons nooit elektriese heininge opsit om onsself te beskerm nie. As ons vergeet van moord of verkrachting, kan ons nie paraat wees om onsself in die toekoms te beskerm teen sulke kwaaddadigheid. En soortgelyke ervarings vir die toekoms te vermy. Dis presies waar ons Engelse woord, spreekwoord vandaan kom, wat sê, once bitten, twice shy. Nou wonder ek of daar 'n beter Afrikaanse idioom hiervoor oor dit wat ons vandag praat is as 'n donkie stamp nie sy kop 2 keer teen dieselfde klip nie. Die Bybel waarsku egter teen bitterheid en voorwaardelike vergifnis. As jy dit doen, as jy na my toe kom en eerste verskoning vra, dit lei tot éventuele wraak en vergelding. Romeine 12 vers 19. Moenie self wraak neem nie, want daar staan geskrywe, aan my kom die wraak toe. Ek sal vergeld, sê die Here. Kolossense 3 vers 13 sê, verdra mekaar en vergewe mekaar, as die een teen 'n ander 'n grief het. Jy sien, die Bybel sê, God onthou nie ons sondes nie. Dis hier waar die idee van vergewe en vergeet vandaan kom. Van God se vergifnis. Hebreërs 8 vers 12 sê, ek sal hulle oortredinge genadig wees en aan hulle sondes nooit meer dink nie. Psalm 103 vers 12 sê, so ver soos die ooste van die weste verwyder is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Hier is egter nou die waarskuwing vir die verkeerde interpretasie. Let wel, God vergeet nie in die sin dat hy nie iets kan onthou nie, maar hy kies om dit nie teen ons te hou nie. Hy behandel ons nie volgens daardie sonde as ons vergifnis by hom ontvang het. Ek wil vandag sommer net opsom en sê,
Die Bybel leer ons vergifnis, selfs vir mense wat ons seermaak. Vergewe beteken nie altyd dat jy vergeet nie, maar dat jy kies om nie haat of wraak in jou hart te dra nie. God stel vir ons die voorbeeld, deur in liefde te kon vergewe, en nie meer ons sondes teen ons te hou nie. Mag ek en jy ruimskoots genadig wees, en bly elke dag, deur in ons optrede Jesus se hart te ontwikkel, om te vergewe en lief te hê tot die dood toe. Maar, kom ons laat ons ervarings toe, om vir ons die toekoms se GPS-koördinate te formuleer, sodat ons nie weer in dieselfde struik val. Mag jy 'n fantastiese dag hê.